Right, so die 19de Molepoe groep Ile de France veiling is op sy kop. Ek praat met Willem, hy gaan my net meer vertel, hoe was die veiling gewees, wat is die stand van sake, waar is die Ile de France op hierdie stadium, en hoekom boer hy met die goed? Kom ons luister. Willem, hoe lyk het? Dit gaan goed, dankie Tjoepie. Nee, dit kan nie klaar, is lag. Die senuwees is verby. Ek is baie bly, dis hoekom ek julle gelos het vir na die tyd, nee. Ja, nee. Sê 'n bietjie vir my, hoe die veiling gegaan oor die algemeen, julle daarom vrede? Tjoepie, ons het, ek dink ons, daar is een wat nie tevrede kan wees nie. Ek dink ons het goeie pryse vir die dag gekry. Seker nou nie heel mal pryse nie. Die goeie goed het baie goeie geld gegaan. Die ander het die prys gegaan wat hulle moet gaan. So, ons is baie tevrede. Op die einde van die dag, jy weet, dit is die beste waarvoor 'n mens kan hoop. Nou vertel my eerste ding is, hoekom boer jy met Ile de France? Kom ons begin daarso. Tjoepie, omdat hy aanpasbaar is, dis die eerste ding. En soos ons lesers sê, daar is so die vleiskoning. Ja. Dit gaan net oor as jy vleis aan 'n skaap wil sit, dan is dit die Ile de France die skaap wat jy moet hê in jou kraal. Nou, sê my, watter area boer jy? Ek is in die noordwes gedeelte, Piplessis, Ja. die dorp, dit is so 50 km van die Botswana grens, plek van uiterstes, baie warm, baie koud, en hulle pas aan daar so. Ek het gesê vanmôre vir my skape loop net in die veld, en hy eet bos. Hulle eet van die bosse en ja, So die hele ding laat hy net gepas is vir intensiewe kan ek sê intensiewe boerdery praktyke en daai tipe van goeders. By jou loop hy in die veld, opry daarso en geen probleme nie. Ja, my oeye, as hulle dalk nou begin groot eier word, dan bring ek hulle gee hulle 'n bietjie ekstra voer. Ja. Maar want hy is maar net so, hy gee meerlinge en daai meerlinge wil daar 'n bietjie melk hê, so dan gee ek so 'n bietjie ekstra, maar verder van as my jong ouetjies en ramme, as hulle klaar gespeen is, so 2 maande daarna, ons speen op 100 dae. Ja. So 2 maande later gaan hulle veld toe. Ek sien hulle, ek wil hulle ook sien, hulle lyk sleg. En so selekteer ek my die ramme en ouetjies wat daar nie presteer nie. Hulle word uitgegooi. Ek is met jou, want hoe lyk jou opset omtrent? Ek meen jou stoetgedeelte versus jou kommersieel. My kommersieel het ek nou 'n bietjie heel uitgedun. Ja. So ek het bietjie uitgeraak uit my kommersieel. Ek het nou basies maar net stoet by my. So jy het oorgegaan nou net 100% stoetkant. Stoet, ja, ek het van jaar af, omdat die plek raak al hoe kleiner. Ja. Te klein en toe moes ek besluit neem, wat gaan ek maak? Gaan ek die stoet kleiner maak of wat? Het ek my kommersieel bietjie uitgehaal, so ek het nie meer veel. Maar jy sien, dis 'n belangrike ding daai wat jy sê, want dan moet jy either of nog 'n grond bykry, of jy kan besluit, okay, right, want dis 'n vorm van vertikale integrasie binne in die waardeketting in. Is luister, kom ek fokus meer op my genetika en voeg my waarde daarbey toe. Ja. Waarna kyk jy in 'n skaap? As jy nou gaan en sê, okay, right, wie maak die kat en wie maak hom nou nie? Hoe besluit jy? As ek na my skape kyk of 'n ram opkoop, nee, genetika sê nie vir my nie. Dit wat ek voor my sien, dit is sy vleisdra en hy sy loopvermoë, dit is vir my baie meer werd as wat genetika is. So wat die kat maak en nie kat maak nie, hierdie agterste lot wat skraal en maar en word en wat nie kan presteer nie. Daai skaap gaan nie by 'n ander ou presteer nie. So hulle word geslag. Hulle word uit die mark uitgehaal, want dis die skaap wat jy nie wil hê nie. So ek gaan vir gehardheid. En hulle moet daar op die veld loop. So ou het nou die dag met my gepraat, toe sê hierdie is seker oom se slaghamels. Toe sê ek dis volgende jaar se ramme. So lyk hulle ek kan nie my goed alles voer nie. So my skape word gehard groot op die veld. Maar ek meen, dis die tipe van ding, as ek weet ek koop by jou 'n skaap op die einde van die dag, ek kan hom maar in enige omstandighede gaan sit.
maak nie saakie, hy sal die mas opkom. Hy sal die mas opkom, ek is verseker daarvan en ek dink die hele Ile France bedryf is seker so. Ons kyk maar almal dieselfde doel wat ons nastreef. Jy sien, ek like daai en gepraat van die hele Ile de France bedryf. Dit voel vir my of die ding regtig op 'n upward trajectory is as ek dit vat. Ek meen ons doen nou al weet nie 3-4 jaar, ek weet nie hoe lank doen ons sal nie goed is hier by julle nie. En dit voel vir my of in die afgelope 2 jaar die ding regtig besig is om uit sy nate uit te bars. Ek dink dis die regte stelling wat jy maak. Ek dink ons is besig om vordering te maak. En die eenvormigheid begin ook nou, almal streef na dieselfde toe. Hier en daar is nog bietjie tipes wat verskil, maar ek dink die skaap in sy geheel het 'n opmars. Hoe sê hulle altyd? Hou daai spasie dop. So hou die Ile France dop, hy's besig om te gaan. Jy weet, ek dink dit wat ons op die mark sit, dit wat ons adverteer, dis nie die skaap op te blaas nie. Dis die werklike. As ons iets plaas op media, is dit die werklikheid. Dit is nie net om die ras op te blaas nie. Right, dit is Willem hierso van die Molopo Ile de France. En okay, dit is presies wat hy sê. Woe! Wag. Jy het nog 'n mic aan. Hoe maar nie. Laat ons gesorg. Right, dit is so okay, wie ewer ook al die video edit, nee, daarby net sê die ding is op pad op, stop hom net daarso. Okay. Right, so dit is Willem hierso van die Ile de France. Okay, as jy belangstel om vir jou Ile de France te kry, linkie bo hieronder, kom in die genootskap in kontak. Hulle gaan jou met die regte teeler in verbinding sit. Dis hier van ons Spice af, tot volgende keer. Groete.